Goeiemiddag, by hierdie uitgawe van Nou die Blou. Ons sit vanmiddag hier in die Appelkas van die Afrikaanse Universiteit Skool. En ons gaste is van die 3 skole in die Noordval reeks, wat nog onoorwonne is en op die eerste span Puntelys. Ek gaan my gaste vra om homself voor te stel en ook te sê in watter hoedanigheid is hulle hier en van watter skool. Ek is Aram Barnard, Hoërskool Swartkop en ek is deel van die werwing en rugby bestuur by die skool. Baie Leroux, Hoërskool Montana, is rugby direkteur en eerste span hoofafrigter. Gustav Tennyson, ek is strategiese inisiatiewe hoof by die skool, verantwoordelik vir rugbywerwing, fondswerwing onder andere. Gustav, kom ons begin sommer by jou. Varsfontein, net hierdie jaar na uitsonderlike prestasie om die Noordval beker 3 jaar in 'n ry te wen. Julle is so ver, baie goed op pad, en het nog nie verloor nie. Wat sê, kan julle nog verbeter in wedstryde wat kom? Is julle tevrede met julle vertoning tot dusver vir op eerste span vlak? Maar is nie, mens kan nooit tevrede wees nie, en elke wedstryd is 'n baie belangrike stapie om daarby uit te kom uiteindelik. Jy werk natuurlik baie hard om tuis in 'n semi en 'n finaal te kan kom. En ja, ek dink die harde werk veral van die afrigters en die kondisioneringsafrigter veral, ek dink dis wat Garsfontein deurtrek op die oomblik. Ons het 'n klomp beserings, maar die seuns se ingesteldheid is baie goed. Ek het nou gesien op die verskillende afdelings van die kompetisie vaar julle baie goed. Ek dink is net Menlo wat die bo is aan die onder 16 boekam julle. So dit is ook seker vir julle baie geruststellend dat julle van onder 14 tot eerste span vlak presteer. Ja, maar ons het hard gewerk veral van na COVID af om ons junior onder 14, 15 en 16 ook op 'n baie hoë vlak te kry. En ek is dankbaar om te kan sê dat ons sit met 'n klomp talent en hulle werk ook baie hard. Ons lê baie goed geposisioneer om ook die beker vir algehele SDC kampioene te wen. Ja. Ek wil net vinnig weer terugkeer na die potensiële 3 kinders. Soos ek nou vir Sylvester ken, sal hy dit baie ver in die agterkop bære en nie nou al 'n groot ding daarvan maak nie. Ek weet hy sal dit baie graag wil wen, maar ek dink dit sal eers ter sprake kom wanneer julle by die halfeindronde kom. Ja, môre is ons nog 'n lang pad om daar te kom. Dit is nie so maklik nie. Ons het nog met na die vakansie het jy nog 'n paar moeilike wegwedstryde. Jy het die moontlikheid van SA skole spelers wat nie by jou gaan wees nie. En jy moet deur dit alles kom om eers by 'n semi uit te kom. So ja, daar's nog baie harde werk daarna toe. Dink vir my julle die verstandige benadering van doen dit week vir week. Dit is op hierdie stadium die beleid van die skool, is ons werk elke week hard, doen ons ontledings, doen ons beplanning, wedstryd vir wedstryd, ja. Gustav, dan het 'n interessante vraag, ek weet nie of jy dit wil waag met 'n antwoord nie, maar julle moes nou al julle opponente al onder oog gekry het en besluit het, wie is die grootste gevaar vir julle, wie sien julle as die sterkste spanne buite julle in die reeks? Definitief met wie ons te doen gehad het en teen gespeel het, so ek sê beslis is dit help mekaar en Noordheuwel. En Saterdag speel hulle teen Transvaal, ja? Ja, en hulle is verrassend sterk op die oomblik. Ja. Baie dankie en baie sterkte. Dankie. Met Saterdag. AJ, het vergeet om te sê, hy is 'n oud-provinsiale speler en dat jy ook vir Tikkies gespeel het toe ek al was. Kom al jare. Ja. Jou skool doen nog baie goed. Jo. En sê net vir my, wat doen julle reg by Montana dat dit so goed gaan met julle? Het is 'n klomp goed. Ons gaan 'n bietjie langer moet sit om oor alles te praat, maar as ek net so vinnig kan opsom. Ek sê altyd as jy op en van die veld af die regte goed doen en jy doen dit konstant, dan sal wenne en daai goed van self kom. En ons fokus regtig hard aan dit en om beter te oefen, beter te kondisioneer, beter voor te berei. So daar's 'n hoë lading op die seuns, op die afrigters alles, maar ek moet sê almal koop
koop bitter goed in en ons is bevoorreg om so vinnig resultate te kon draai. Maar daar is nog baie rugby wat gespeel moet die jaar. Selfe vraag vir jou wat ek aan Gustaf gestel het. Wie is julle hoofsterkies wat nog oorbly? Ons het nou teen 'n paar goeie skole gespeel, maar dit was tuis by ons. Ek dink 2 van die wedstryde wat definitief wat 'n mensie kan lig opvat nie is Ben Foster weg en Lichtenburg weg. So ons gaan ook al 2 daai naweke met ons skool oorslaap om die seuns die beste geleentheid te gee teen hulle. Om weg te speel is maar altyd moeilik, maar ja, op die oomblik doen ons seuns goed en ons berei goed voor. So sien uit. Dis goed dat ons nou 'n bietjie 'n breek het. Die seisoen raak lank in die tyd en dis nou net so belangrik om hierdie volgende paar weke reg te bestuur om seker te maak ons kan volgende kwartaal weer voortbou. Vinnig 'n vraag aan jou en Gustaf en aan Adam. Dis 'n algemene klagte dat as jy wegspeel, moet jy die skeieregter in aanmerking neem. Ek sien julle lag al, dit is die antwoord. Ek dink dit beantwoord my vraag. Geen komment. Ek seker ander skole voel so as hulle hier kom speel. Ek dink op die einde van die dag, jy gaan nie 'n skeieregter se beslissing verander nie, so tapie fokus op. Adam, dan gaan baie goed met Swartkop se eerste span. Julle het nou 'n paar baie belangrike karaktertoetse geslaag, so Saterdag teen Westfalia, terwyl julle stadium 13 spelers op die veld gehad het, 16 wat die agter was, maar toe in die tweede helfte so merkwaardig teruggeveg het. Wat dink jy maak julle eerste span so goed dat hulle al hierdie uitdagings die hoof kan bied? Morris, ek dink dit is 'n jong span en is 'n spannetjie wat al van onder 14 af hard saamwerk. Hulle sit baie ure van die veld af in en daar's 'n lekker samehorigheid ook tussen die graad 11 en die graad 12 in ons span en hulle verstaan mekaar en hulle werk goed saam en ek dink dis hoekom op die einde van die dag toe ons in die moeilikheid was Saterdag in die eerste helfte by mekaar gekom, net dit wat vir ons die hele jaar al gewerk het, net seker gemaak vir ons wen ons set pieces en op die einde van die dag het ons in die tweede helfte deurgetrek en oudjies wat mekaar verstaan en ek dink die voorseisoen se harde werk wat daar vrugte afgewerk het. Ek het nou na die verskillende puntelyste in julle afdeling gekyk en julle sal sekerlik by die ander spanne wil verbeter, want hulle lê nie so goed soos die eerste span wat bo aan die puntelys is nie. Ek moet sê, my hart bloei vir ons onder 16s. 3 weke in 'n ry na die Hoeter verloor. Ons onder 15s is op 'n goeie plek en hulle is met 1 liga wedstryd minder in 'n tweede plek en dan ons onder 14tjies is nog besig om hoërskool rugby te leer en ons is opgewonde oor hulle vir die toekoms. Daar's regtig goeie rugby spelers daar en ek dink met 'n goeie afseisoen en samehorigheid daar kan ons in die toekoms net beter dinge van hulle ook verwag. Julle het nou al van die sterker spanne in die eerste span afdeling gespeel, soos Westfalia en Oosmoed. Wat dink jy watter moeilike wedstryde bly oor? Middelburg weg. Ons speel direk na die vakansie Middelburg en ek dink net vir ons eerste span nie, maar ek dink vir 'n skoling geheel gaan daai naweek vir ons bitter belangrik wees. Almal het maar aspirasies om bo te gaan speel ook en ek dink daai naweek gaan vir ons van kardinale belang wees, nie net vir ons eerste span nie, maar ook vir ons skoling geheel en dan ook HTS Middelburg tuis. Hulle het ook 'n baie goeie eerste span en ek dink daai 2 wedstryde gaan bepaal en soos Gustaf ook gesê het op die einde van die dag of wil graag gehou 'n tuisveld semifinaal en as dit moontlik is 'n finaal kan aanbied. So ek dink daai 2 naweke teen die Middelburg gaan vir ons van kardinale belang wees vir die seisoen in die geheel. Baie dankie vir julle deelname en sterkte in die res van die seisoen. Dankie. Dankie.